Dag kykers, ons is bly dat u weer inskakel saam met ons en kyk na hierdie opname, hierdie program Godsdienst en die koerante, waar ons kyk wat verskyn in die media elke week. Ons saai uit op Homebase TV, hier vanuit die Kaap, 24 uur elke dag. Ons sê dankie dat jy is en hier by ons is weer eens Regard. Baie dankie man, Regard, ek is bly jy is daarom nou betyds weer hier. Ja nee, ek kyk nie so, ons het daarom nog koerante oor. Ja. Ons gaan in die toekoms gaan maar godsdienst in die media moet maak, want ek Ja. weet nie hoe lank ons nog koerante gaan hê nie. Ja. Maar wat het oom daar vir ons vandag? Jong, ja, ek het nou so by my ou vriend Ferdy Mulder 'n video gekry waar hy sy konferensie promoveer. Okay. Ursa. Sê my, kom jy soontoe? Ek kan kom. Het jy klaar betaal? Alles is betaal, ons gaan kom. Als gereël. Als gereël. Pragtig. Nou kykers, as daar van u is, wat nog nie bespreek het nie, bespreek, kyk gou hierso. Ek dink hierdie gaan jy motiveer om te kom, dis regtig die moeite werd, ons wil die graag daarmee sien in lewendige lywe. Kom ek speel nou vir julle almal hierdie mooi opname wat Ferdy gemaak het. If you've come here in a state of lukewarmness, shed it here and now. If life is a vapor, you've got little time in which to live the rest of your life. I had a very, very dear friend, one of the best friends I've ever had, named Martin Holt in South Africa. He was a Reformed Baptist pastor. He was a pastor of pastors. That same Dr. Holt I was telling you about from South Africa, he actually kept a list of people he'd pray for every day, every week, and every month. And he'd spend 1 hour in intercessory prayer every morning, just praying through that list. And he told me, he said, that prayer time did more for me than for the people I was praying for. My dear brothers and sisters in Christ, we are looking forward to fellowshipping and meeting together the end of October here in Cape Town. There is still time to register. Very easy. Here is the QR code. You can quickly scan it with your camera. It will take you to the website and show you the program. And the wonderful news is that we received a scholarship for students and for couples. If you are married and you bring your wife with, you can get a 50% discount on your wife's ticket. If you're a student, you can get 100% discount when you register for the conference. Very easy to do that. You fill in your details, and when you come to the bottom where you have to go to payment, you go to payment, and then you will see that you can put in a code at the top for a discount. And if you want to come with that discount code, please make contact with us. We will send you the code, and we are so looking forward to fellowshipping with you. Let me say something about the books today. We are so grateful to God for 7 new books that we were able to get ready for the conference from the Institute for Reformation. I've shown you some of them in the past. Martin Holt's Wife for Women. Then we have translated Puritans into Afrikaans, one on prayer, one on the life of John Newton. Then we have a special book on Romans, an overview that Martin Holt did. Then we have the new volume on the life and ministry of Martin Holt. We are so grateful to God for commendations from Dr. Joel Beakey, Conrad Mbewe, and a number of other Christian men of faith. Then also my book published in 2011, we've got a new edition in English with new chapters, but also, Lord willing, we're going to be just in time for our Afrikaans edition as well. Friends, and then we're also delighted to partner with other Reformed confessional publishing houses all over South Africa. And the one that's precious to my heart is Augustine Book Room, founded by Martin Holt and his wife many years ago. The Lord used that in our lives to challenge us, to equip us when we were studying in Pretoria. Then also from Hout Bay Reformed Church, they've got an amazing bookstore. We're going to have a wonderful selection of books coming from them to our conference. Then we're also going to have Tommy van der Walt and Imprint. They are publishing American Reformed books in South Africa, in Afrikaans, in Zulu, and they are bringing books with
one delight is going to be an introduction to Reformed theology by Joel Beeke, and that has been translated into Afrikaans. A number of other books also coming with imprint. Friends, there's still time. We're running out of time. Won't you consider coming? And will you pray that the Lord will use this conference for real biblical reformation in South Africa? Looking forward to receiving you. The Lord bless you. Inspirerend, né? Definitief. Hierdie verd is altyd so opgewonde. Ek het nou net aan gedink, ek altyd so vol passie. Ja, Dis goed. ja, nee, hy is vol passie vir die waarheid. Hy het ook maar 'n moeilike tyd gehad. Hy was uitgeskop uit die teologiese kweekskool by Pretoria, want hy het gestaan vir die waarheid. Hy het ook klagtes gelê teen, ons het laasweek gepraat oor al daardie Klagtes wat gelê. professor wat gekla was. Hy was een van die persone wat die professor aangekla het van dwaalleringe. Sjoe. Toe is hulle aangemiddeld dwaalleer, hy wat die waarvolgers uitgeskop, maar hy het nie sy geloof verloor nie. Hy het gegroei in sy geloof, dus ons moet hom ondersteun. Daar gaan so baie vriende en mense wees daar, geagte kykers, kom as jy kan, is nie te laat nie. Soos Ferdi hier sê, kom asseblief, ons wil graag u ook daar persoonlik ontmoet. Nou ja, soveel vir die konferensie. Jy weet, daar's 'n ander interessante ding, ons gaan vandag 'n bietjie praat oor valse profete en profete en ook oor hierdie nuwe liggaam wat die kerke wil beheer en daar riglyne stel. Ons sal nog sien hoe die kerke vasgevat word of nie of wat. Maar toe ek nou hierdie week daar my huis bietjie regpak, toe kom ek af op van ons ou, wat ons gebruik het lang gelede, van die paalplakate. Kyk hierso, ek het van hulle gebring hierso so. Hierso is die ene, net, dit is nou Daily Sun, Prophets fail to raise the dead. En daar's nou hierdie CRL, wat hulle daar wil hê, 'n liggaam om te verhoed, laat hierdie valse profete daar mag preek en te kere gaan daar. Dit was gewees Tuesday 23 February 2016. Sjoe. Amper 10 jaar gelede, né? Sjoe. En dan was daar, ek onthou daai daad ek in die aande gery, in die aand as dit donker is, en dan haal ek by al die pale af, Ek sien. hierdie, want is nou die einde van die dag is klaar verby, Ja. wat vir ons relevant was daar. Ek het 'n groot hoop gehad en het almal weggegooi. Sure. Dus ek so jammer, want oor 100 jaar is hierdie R100 elk werd, want dat is het Afrikaner, jy weet. Sure. Kyk, hier is nog ene van die son, né? Ek het daai ek die koerantberig vasgestypel aan die plakaatie, dan is dit reg om hierso te praat. Ons nie by die ene uitgekom nie. Sjoe. En hier is een van die burger, né? Die huis brand. Jo. Deesdae moet hulle sê, die kerk brand. Nou ja, in elk geval. Ja nee, ek sien nie meer hierdie op die pale nie, né? Nee, nou jarelang, dit is nie. Dis eintlik hartseer, was altyd interessant gewees hier so ry en sien jy die nuus. Dan wil jy koerant gaan koop, wat is dit daar en so voort. Ja nee, alles gaan agteruit, hoe meer elektronika, hoe meer sosiale media, hoe slegter word. Ek het letterlik nou in hierdie week dat oom het nou noem. Ja. Toe luister ek daar na 'n podcast, Afrikaans moet pot gooi. En die persoon sê toe dat hy skryf baie boeke en verkoop boeke en so. En die persoon sê toe, maar lees mense nog boeke? Hy sê natuurlik, baie mense lees nog boeke. Ja, maar hoekom maak jy iedere YouTube video nie? Hy sê, wanneer laas het jy 'n YouTube video vir iemand gegee vir hulle verjaarsdag geskenk? Ja. Verstaan, jy gaan nie 'n YouTube video as 'n geskenk vir iemand nie, maar 'n boek. Ja. As jy 'n boek vir iemand gee, daai boek is daar, hy's fisies, hy lê daar. Jy kan hom merk, hy kan daar lê, jy maak hom oop. Ja. Oor 'n jaar en tel hom weer op, dan wil jy hom weer lees. Ja. Maar YouTube video's vergete, hy lê daarso. Ja. So dis nie dieselfde elektroniese weergawe is nie dieselfde as die regte ding nie. Glad nie. In elk geval. Ja. Jong, ons wil nou 'n bietjie gaan en kyk hierso, ons kom nou van die dwaalleraars, ons het laas week gepraat baie dwaalleraars. Nou 'n bietjie dwaalprofete, ons gaan reg deur. Ons kyk na fundamentalisme, dan kom ons uit by hierdie nuwe ontwikkelinge waar hulle nou beheer, die CRL wil nou 'n bietjie die dwalendes, dis nou 'n goeie ding, hulle wil die dwaalleraars vasvat
maar ek wonder of hulle die dwaalleer gaan vasvat. Ons sal maar kyk en Ons sien maar wat gaan gebeur. Ja. Jong, om mee te begin, hier is nou 'n bruggie nog aan die einde van Dani Botha, die gospelsanger, die groot profeet van die wegrapingsprofeet. En hy sê, sou jy gisteraan sterf, is jy weggeraap, meen Dani. Ai. Nou, ek weet nie, hierdie dwaalleer word al hoe erger en erger. Doodgaan is mos nie dieselfde as 'n wegraping nie. En wegraping is nie dieselfde as die wederkoms nie. Ai. Nou sê hy sê, die Here het met my gepraat en ek het dit regtig gehoor. Nou die CRL kommissie sê, hulle gaan al die mense wat so die Here praat, gaan hulle vasvat. Sure. Want hulle sê, dis dwaalleraars wat die Here elke keer so hoor praat. Nou, soos dat interpretasies, ne? Het hy gistermiddag aan die burger verduidelik. Daar's 3 getuies wat hy ook gehoor het. Hy het, terwyl hy 'n tyd gelede onder 'n doringboom in Britstown in Noord-Kaap gesit het en die boek Openbaring in die Bybel gelees het, trompetgeskil gehoor. Hy het dit 14 keer gehoor en sy vrou ook. Dan eindig hy af, as jy vanaand aan 'n hartaanval sterf, dan het die wegraping vir jou gekom. Dis nou 'n nuwe teologie, 'n valse teologie daarin. Ai. Dan het ons hierso een ook, Dani Botha, hartseer dat daar niemand weggeraap is nie. Dani Botha is hartseer en teleurgestel dat die wegraping toe nie Dinsdag of Woensdag geskied het, soos hy voorspel het nie. Botha het vroeër beweer, die Here het hom gekies om sy volk in Suid-Afrika vir die wegraping voor te berei. Die Here het volgens Botha die afgelope maande die datum van die eindtyd ingebed, as ook deur tekens en Bybelteks in hom geopenbaar. Ek is hartseer dat dit nie plaasgevind het nie, maar ek is dankbaar dat ek nog steeds op die rots gebou is, Jesus Christus. Hy wil staan by die tekens waarvan hy vertel het, maar meen dit was 'n fout om 'n datum te verkondig. Dit verander nie die feit dat ek kan sien rondom my dat die tekens van die eindtye daar is nie. Een daarvan is al hoe meer lande, oënskynlik Israel, begin haat, en dat omtrent net Amerika is wat nog agter hulle staan. Hy voel ook seer gemaak deur diegene wat hom as 'n leenaar en valse profeet uitkruit. Dit het my angstig gemaak dat van my mense in Suid-Afrika kan bly as daai wegraping plaasvind, en ek het al gesien hoe as ek in die lig gaan, hoe skree hulle vir my, kon nie my nie maar gesê het nie. Ek dink is baie opreg, maar is opreg verkeerd. Hy het geprofeteer, as jy het nou so kan stel, hy het 'n datum vasgemaak en die datum was nie reg nie. So ek kan verstaan hoekom sekere mense sal sê, maar hy's 'n valse profeet, want hy het mos nou... Jy sien, jou opregtheid help niks as jy opregtheid op verkeerde feite of beginsels baseer is nie. Help er niks. Dit is so. Ja, Hier is nou nog 'n burgie, Botha, waar hy sê, net Jesus weet hoekom ons nog hier is. Okay, dis nou waar. Dis nou waar. Dan sê dit, hy het ook om verskoning gevra vir die mense wat hy mondelik skade aangedoen het, emosioneel, op enige manier, as ek iemand afgetrek het van die geloof af. Daar sal nie weer 'n waarskuwingsskoot so laag oor ons koppe wees uit die hemel nie. Nou daardie was nie 'n waarskuwingsskoot uit die hemel uit nie. Volgende keer sal die regte een gebeur. Ons sê, dis nou gevaarlik, want nou is dit soos, want die ding is, nou kom het, hoe kan dit 'n waarskuwing wees van die hemel, as die waarskuwing van die hemel nou verkeerd is? Verstaan nou wat ek bedoel? Ek verstaan dit. So, en nou sê, maar dit is nie nou nie, dit is volgende keer. Hy het nou in die vorige gesê, hy het 'n fout gemaak om datum te stel, maar die probleem is, baie keer hierdie tipe mense, hulle gaan volgende keer net nog weer 'n datum maak, en dan nog weer 'n datum maak. Hulle gaan op gevoel en wat die Gees sê, maar die Gees is nie die Gees van die Here nie. Dis 'n verkeerde Gees. Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, history repeats itself. Ja. Daar's baie mense in die geskiedenis wat ook datums vasgemaak het. Ja. So dan sien jy dieselfde paadjie wat die mense loop. Ai nee. Ja. Nou eindig het af en sê, Botha sê aan die burger, hy bring nou baie tyd in sy bidkamer in die vrede van die Here deur. As hy in die bidkamer is, moet hy die Bybel lees en kyk presies wat dit daar sê. En dit is baie belangrik dat ons nie die Bybel interpreteer nie.
Die Bybel moet homself vir ons verduidelik. Ons moet nie ons eie moet gedagtes nie lees wat ons wil sien nie. Dan is hier so een musician, Donnie Bertha, apologizes after false rapture prediction goes viral. The conversation began with South African self-styled messenger Joshua Malakle, who claimed the rapture would occur on Tuesday or Wednesday, September 23 and 2024. He shared his prediction during an interview on YouTube channel, said Twins TV, saying he had received a vision. I saw Jesus sitting on his throne. Malakela said, and I heard the words, I'm coming soon. I will come back to earth. Nou het hy 'n datum ook al gehoor. Ja. Bertha also joined in the predictions. The singer-turned-preacher announced that a rapture would occur on September 23 and 24. Bertha said he received the date through the Holy Spirit. I walked into my TV room and switched my TV on to watch YouTube. He said big golden letters appeared in front of me which said, Flight 923. You must be ready to depart. Jy sien, hulle lees verkeerde dinge in dinge wat Kan jy nou dit irrelevant glo, oom? So hy het 'n video gesien van 'n vliegtuig wat gaan vlieg. Al die vliegtuie sê ready to depart. Wat van as 'n ander vliegtuig wat 'n ander nommer was? Jy sien, is 'n valse gees wat hom lei daar. Maar dit is die probleem, is dat ek het die een keer het iemand my vertel dat weet wanneer hulle gaan inkopies doen, dan bid hulle, moet ek hierdie Avo koop of nie. Die Here het vir ons 'n brein gegee om keuses en besluite te kan maak. God gaan nie vir ons keuses maak nie. Ons is nie zombies nie, ons is nie robotte nie. God gaan nie maar sê, okay, jy moet nou hierdie piesang vat, nee, vat daai piesang. Dit is nie hoe dit werk nie. En is dieselfde met wanneer dit kom met hierdie tipe van goed, wanneer God vir my teken gaan gee of iets soos dit. As dit nie volgens die woord is nie, dan is dit is wat volgens die wet en die getuienis. As dit nie volgens dit is daar geen lig nie. So kyk, hier's nou 'n rubriek Godsdiens aktueel deur Christina Landman. Nou sy's 'n dominee en 'n professor in teologie by Unisa en ek stem nie altyd saam met al haar dinge nie, maar hierdie keer stem ek met haar saam. En sy sê ek het mense gewaarsku oor die wegraping. Maar sy het nie gewaarsku die wegraping kom nie, sy het gewaarsku teen die wegraping. Sy skryf hierso: voor die wegraping sou plaasvind, is ek uitgenooi om met groepies daaroor te praat. Ek het verduidelik dat die wegraping iets anders is as die wederkoms. Dis 'n verskriklike belangrike daar. Wegraping en wederkoms is twee totaal verskillende dinge. En dis waar hierdie karismate baie keer dit verwar daar. En dat die woord wegraping nie in die Bybel voorkom nie, maar eers die afgelope eeu of so opgeduik het. Ja, heeltemal korrek. Mense probeer uit die Bybel bewys dat daar 'n wegraping gaan wees. Dan 7 jaar se verdrukking, dan kom die 1000-jarige vrederyk en dan die wederkoms of andersom. Ek bly sy noem hierdie of andersom, want nie almal se stories is dieselfde nie. Ek het vir hulle beduie dat ek ongemaklik voel wanneer die Christene Bybelversie by mekaar uitbring wat niks met mekaar te doen het nie. Ja, baie dankie. Goeie punt. Goeie punt. Totaal verkeerdelik die Bybel lees. Ek het gesê dat ek 'n slegte gevoel het dat die wegraping nie op die voorgestelde datums gaan plaasvind nie. En dat dit 'n reuse gek van die Christendom gaan maak. Maar ek kon hulle nie oortuig nie. Hulle is skrikkerig. Sê maar net dit gebeur en hulle is nie gereed nie. Dis net Antiquity wat die Here se kant ingesnit. My groot bekommernis is hoe die wegraping gebruik is om mense skrik te maak. Hulle is in 'n toestand ingeskrik om hulle weer te laat doop en om ander onnatuurlike besluite oor hulle lewens te neem. Hulle is oortuig hoe sleg en vol sonde hulle is en dat hulle om een of ander rede bonatuurlik uit die wêreld verwyder moet word. Nou ja, dankie dat Christina gewaarsku het teen die valse wegraping. Sure. Dan is hier so een misinformed by God dan 'n doringboom. Misinformed by God. Asof die ware God, as if he'll ever misinform us. Dan is dit deur John Scott. Ons het al 'n paar van sy goeters gelees. Dit sê so, not that I don't believe that you believe that God has chosen you,
a 61-year-old South African gospel singer, to tell mankind the exact day or days when this cataclysmic event would occur. The Lord seemed a little unsure himself whether it would be the last Tuesday or Wednesday. The Lord seemed unsure. But then I think he might have been taking planetary time zones into consideration. If 6 o'clock on Tuesday in South Africa was the precise time he had in mind, he'll already have been 3 o'clock on Wednesday in Sydney. So, ja, hy gaan dan van dit nou verder aan. God maak nie foute nie. Nee man. God maak nie foute nie. God does not misinform you either. Dan is jy een van Daily Mail. Humiliated preachers who incorrectly predicted the rapture try to explain why nothing happened. En dit is 'n moeilike explanation om te doen, nee, why? Jy het geen idee nie, want jy was verkeerd van die punt nommer 1 af. Pastor Joshua Mahlakela, a South African preacher, claimed Jesus appeared to him in a vision. En die duiwel kan ook kom soos 'n engel in die lug. And he appeared to him in a vision and said he would return during the Jewish Feast of Trumpets, also known as Rosh Hashanah, which took place between 22 and 24 September. Dan gaan hy aan. Although the pastor has not appeared on social media since Wednesday, ja, almal Bietjie verdwyn. Hulle verdwyn, nie gerapture, hulle sê weg gerapture, weg verdwyn. Many faith leaders and Christian influencers have come out to apologize for spreading the rapture prediction after furious backlash online. En daar is nou 'n prent van Pastor Joshua Mahlakela. And it says, so meanwhile, other believers were seen sobbing over the failed doomsday prediction, lamenting the fact that they now to go back to work. Nou ja. Dit is die ding, nee. Dit is die ding dat, laat my nou dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het van die diensknegte wat die talente voorgegee is. Hulle moes werk en daai talente gebruik totdat die meester terugkom. Ja. Ons moes nie gaan sit met leë hande en wag dat die meester terugkom nie. Ja, nee, jy kan nie dink jy wil na hemel gaan, maar jy wil nie werk. Jy gaan na hemel ook werk. Ja, nee, ons gaan werk ook. 'n Lekker werk. Maar nie ek sal niks nou behaartjie speel nie, nee. My pa sê altyd, mense praat altyd van die 7de dag is die Sabbat en ons moet rus, maar hulle vergeet van die gedeelte waar hulle sê 6 dae moet jy arbei. Ja. Dis nie van 6 dae kan jy as jy wil nie, dit is 6 dae moet jy arbei. Ja. Dan sê dit, social media platforms have been flooded with rapture-related videos from devastated believers who were so convinced doomsday was coming, they gave away their prized possessions. One Australian man, Tilon Desaleng, shared a clip of his car being towed away, saying, I won't need her beyond September, because I'm going home to where my Father in heaven is. Sure. Car is gone just like the bride of Christ will be in September, Desaleng wrote on the video. Nou ja, niks gebeur nie. In another post-rapture video, man believed to be King Salim Ingwe, a self-identified Christian prophet from Nigeria, said he was convinced the second coming of Jesus was happening after listening to Pastor Mahlakela's prediction. Ja, you must be convinced from the Bible and not from these. En jy moet jou Bybel so goed ken, dat wanneer iemand iets sê, dan gaan jy sê, wag, maar dis nie wat die Bybel sê nie. Ja. Vladimir Savchuk, a pastor, author and a YouTube preacher, said, if someone sets the date, they are directly contradicting Jesus' word. He added that the Bible passage 2 Thessalonians 2 verse 3 says Jesus will not return until the Antichrist is revealed. The figure is said to be a deceptive world leader who opposes God by claiming divine authority. Dit is hier so een Dani. As ek verkeerd is, beteken dit nie ek's die duiwel. Sê so, hy het ook lank met die pastoor Joshua Mahlakela oor die wegraping gepraat. Mahlakela het ook voorspel dat die wegraping op die 23ste en 24ste September sou plaasvind. So beide van hulle dieselfde storie. Ja. Hy het vir my gesê, ek het Jesus regtig met my eie oog gesien.
tot op die laaste sekonde sal ek vir mense steeds sê, die Here kom ons haal. Ai, jong. Botha sê hy en Manakela het baie goeie vriende geword, want ons is van die eenderse gees. Nou wat 'n gees is dit? Want die ding is nou, dit is duidelik is dit nie Jesus wat in hom. Nee. Nou wonder ek wat sê hulle nou hieroor, want hy sê hy het Jesus gesien met sy oë. Jesus het vir hom gesê dit is wat gaan plaasvind. Dit het nie plaasgevind nie. Nou God sal nie vir ons jok nie. So wie is dit dan wat in hom verskyn het? Hy gaan erken dit was nie Jesus nie. Dit is die vraag. Dit kon gewees het, ek weet nie, was 'n valse. Wat sê hy so, Botha sê hy het dag en nag met mense op die foon gepraat en beweer hy het selfs mense oor die foon gedoop. Nou hoe doen 'n mens dit, oom? Nou, dit is die $1 million question. Jy sien nie, as jy begin gaan op 'n valse leerstelling word het al hoe valser en valser en valser. Daar's verskillende soorte doop, maar oor die foon doop ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ek weet net van 2 verskillende dope. Ja. Die een is met water en die ander is met vuur. Ja. Met die Heilige Gees. So ek Dit is seker wat hulle sê 'n e-doop. Jy ken mos nou e-koerante, dit is seker 'n e-doop, né? Maar die vraag is of God in die hemel 'n e-doop, elektroniese doop daar aanvaar of nie. Ek glo nie. Pas op. Jy krap jou kop. Ek weet nie, oom, ek weet nie. Ek het elke keer, ek het al hoeveel keer gesê, ek dink ek kan weer geskok word en dan Daai het my geskok. Ai. Ja, nee. duisende mense het tot bekering gekom. Volgens Botha het die Here ook vir hom gesê die dood van Charlie Kirk op 10 September is 'n draaipunt op die aarde. Kirk was 'n regse politieke aktivis van Amerika wat in 'n sluipmoordaanval geskiet is. Botha sê die Here het vir hom gewys Kirk is nie dood nie en dat Kirk hom binnekort by sy gesin sal aansluit. Die Here het vir hom Matteus 10 gestuur met Kirk se dood en hy het vers 39 uit die hoofstuk aangehaal. Wie sy lewe vind sal dit verloor en wie sy lewe verloor om my ontwil sal dit vind. Dit is baie hartseer want Kirk is nie dood nie, het jy daai ding gevolg? ek sien Kirk jou. is nie dood nie, Kirk gaan nou terugkom. Ek weet nie, jong, dit is As jy die valse leer begin volg, dan raak dit al hoe valser en valser en valser. tja. Maar as mense kan raak sien dit is vals nie. Ek sukkel nog 'n bietjie daarmee. Hulle moet erken hulle was verkeerd. Hulle moet bewus wees dat al die tekens en wonders en die mense wat hulle verskyn het en wat ook al dit mag wees, is nie van God nie, want God jok nie. God gaan nie vir ons verkeerde datums gee nie, verstaan? Elke profesie wat in die woord van God vir ons gegee was, het presies so plaasgevind. Elke liewe een. Daar's nie een wat nie so plaasgevind het nie. Alles presies. Jy weet, ons het laasweek gepraat van tug. Nou wonder ek daar in die boot aan daardie ander predikant, profeet Manakela, aan watter kerkgenootskap behoort hulle? Was daar nie leiers wat hulle kon reghelp, of is hulle maar soos hulle Engels sê, 'n loose cannon prophet, hy maak wat hy wil, waar hy wil. Moet daar nie tug, en ek sê praat van tug in 'n positiewe sin, hulle reggehelp word nie, of is daar geen van die karismatiese leiers of kerkgenootskap wat hulle help nie? Ek weet nie. Maar hier is party mense wat wil reghelp, en hier is nou John Oosthuizen wat almal wil reghelp. Nou, John Oosthuizen is 'n bevoegde persoon, bekwame persoon, hy was voorheen die redakteur van die kerkbode gewees, nou nie meer nie. Maar kyk wat sê so, hier is net 'n opsomming, hy sê daar, fundamentalisme tas gesonde verstand soos virus aan. Dani Botha se wegraping klug wys dat godsdienst soms meer skade as goed doen, skryf John Oosthuizen. Godsdienst doen soms meer skade as goed. Ons pas op wat ons doen met ons godsdienst daar. Partykeer kan dit meer skade as goed doen daar. Ek wil sê sogenaamde godsdienst so. Dis amper soos Vaste godsdienst. ja, sogenaamde, want Ja. dis dieselfde soos met die wetenskap. Ja. Baie mense die wetenskap kan jy nie dit strook nie met die Bybel nie. Ja. Sogenaamde wetenskap doen nie, maar absolute ware wetenskap Ja. is pas perfek saam met die woord van God in. Ja. Nou hierso is wat John Oosthuizen skryf. Hy het geskryf aan rapport. Daar staan e-rapport. Rapport word net elektronies beskikbaar gestel. Jy moet soek vir die berigte daar. Dis 'n e-rapport soos daai e-doop. Maar die e-rapport is nog 'n werklike ding. Die e-doop. Jong, ek weet nie. Nou is die opskrif, spot gerus. Maar daar nie is nie al een wat klits kwyt is nie. Dan skryf John Oosthuizen van die strand nogal, né?
Die wegraping het soos telke mare tevore gekom en gegaan, en hier sit ons steeds almal op moeder aarde. Niemand het die hemel sien oopskeer soos wat die lege preker en gospelsanger Danie Botha met 10 miljoen % sekerheid voorspel het nie. Wow, ai. Botha en sy basynblaasers herinner aan die storie van die ou wat in een van daardie ou tydse openbare toilette 'n muntstuk by die toilet se deur moes ingooi om dit te gebruik, maar nie die ding gedoen kon kry nie. Teen een van die toilet se mure aan die binnekant het hy uit pure frustrasie die volgende stukkie graffiti geskryf. Hier sit ek met die groot verwyte. Penny betaal, maar kry nie geskyk. Ai. Dis min of meer hoe Botha na dese moet voel. Hier sit hy met groot verwyte. Basyne wat blaas, maar dit was toe net 'n leë geraas. 'n Mens kan die hele bedrogspel afsluit met 'n eenvoudige I told you so. Maar baie meer is te leer uit die afgelope week se gebeure. Die eerste les is dat fundamentalisme gevaarlik is. Ok, hou hier in gedagte, ons praat nou weer daaroor. Dit val 'n mens se gesonde verstand aan soos 'n virus. Wat ons die afgelope week aanskou het, gaan oor veel meer as net oor Botha se vals profesie. Dit laat 'n mens met die vraag of godsdienst nie dalk meer kwaad as goed doen nie. Ek is geneig om al hoe meer in laasgenoemde rigting te neig. Iemand het op 'n keer gesê die Bybel in die hande van 'n fundamentalis is net so gevaarlik soos 'n AK-47 in die hande van 'n terroris. Ja, maar onthou, laat Danie Botha is alles behalwe 'n fundamentalis. Ons sal daar nou uitwys daar. Nou gaan hy aan. Selfs nadat Botha in openbaar as 'n vals profeet ontmasker is, sê hy op YouTube kanaal Nuuspot, waar hy soos die verlore seun verwelkom is, dat hy met sy bediening en konserte by kerke sal voortgaan. Hoe sal ek nou anders maak? Want ek moet eet en my volksin moet diesel kry, sê hy sonder om te blik of te bloos. Sy woorde was skars koud, toe word sy volgende konsert saam met die sekteleier Royes Strauss wyd en suid geadverteer. En dieselfde Royes Strauss het video's gemaak waar hy Danie Botha skerp veroordeel. Nou is hulle weer in kop en een misdaad. As hy nie genoeg skade aangerig het nie, sê Botha na die wegrap leer op Nuuspot ook hoe John G. Lake, geloofsgeneeser en sendeling in die vroeë 20ste eeu, meer as 100.000 mense wonderbaarlik genees het. 100.000 mense, wow. In sy geskrifte en preke het Lake beskryf hoe sy hande op pasiënte gelê het om hulle te genees of te diagnoseer en hospitale besoek het waar dokters nie gevalle kon diagnoseer nie. Hy sou kon sy pasiënt aanraak en onmiddellik weet watter orgaan siek was en in watter toestand dit is. Wow, hy kon baie geld maak as dit nou die waarheid was, jy weet. Die aansprake word allerweë betwis en as vals afgemaak. Botha verkondig dit egter steeds as die evangelie. Daar bestaan geen mediese verifikasie vir die beweerde genesings nie en Lake se eie Faith Healing Hospital is in 1916 deur owerhede beveel om te sluit. Tog verkondig Botha dit sonder teespraak of kritiek deur die gesprekleier wat met hom die onderhoud voer. Dis nie net fundamentalistiese Christene soos Botha wat hulle skuldig maak aan hierdie misleiding en valse beloftes nie. Ja, weer is net daar, Botha is nie 'n fundamentalistiese Christen nie. Yep. Nou verder oor praat, daardie punt moet baie duidelik reggestel word. Ben de Tooy merk die afgelope week tereg in een van die gesprekke op my Facebookmuur op. Die regte vraag is eintlik waarom is mense in die algemeen nie bereid om die eintlike olifant in die vertrek raak te sien en te benoem nie, naamlik godsdienst. Jy sien, godsdienst word kry dan hy skuld en dan word alles oorboord gegooi. Dit is nie net Botha wat kan sy stemme hoor nie. Sondag na Sondag staan predikante pastore oor die land heen op kansels en sê, so spreek die Here, asof daar die een of ander bonatuurlike metafisiese wese is wie se stem deur hulle gehoor,
geïnterpreteer en dan met fanfare en emosie verkondig word. Ai, ja. So duidelik is hulle nie baie groot voorstander vir godsdienst nie. Nee, jy sien, hulle het nou die ruimhuis, hulle is eintlik post-teest, is eintlik al Ja, hulle is al verby die ruimhuis. So. verby die ruimhuis. Hulle is aan die kant die ruimhuis. Uit die ruimhuis, verby die ruimhuis. Die huis is so ruim dat hulle is uit die huis. Ja, die ruimhuis kon hulle nie meer inhou nie. Almal van hulle beroep hulle op allerlei wonderwerke of bonatuurlike ingrypings wat op allerlei maniere manifesteer. Dis die operasionele konteks wat deur godsdienst geskep word, van Boerta se wegraping tot by die oorlog in Gaza. Gaza moet altyd ingebring word, nie, altyd Gaza is 'n probleem, nie. In enige ander konteks sal waarskynlik as psigoties geïdentifiseer word en met juiste gevolge daarop. Die verskil tussen Boerta se wegrapingsdatum en Stefan Joubert, wat 'n fisieke wederkoms voorspel, waarop al langer as 2000 jaar vergeefs gewag word, is maar net 'n graad verskil. Nee, sê ek. Dis nie 'n graad verskil, dis 'n totale verskil daarso. Hier is weer waar Joubert die klits kwyt is. Dis dieselfde pudding, net met 'n ander sousie. Nee, glad nie, genaamd nie. Ek verskil weer. Daar is ook geen verskil tussen Boerta, wat in 2003 by die NG gemeente Elsburg Suid aan die Oostrand gesê het, jy sal nie hemel toe gaan nie, en hulle oë in die hel oopmaak. En NG gemeentes wat steeds glo, die Heilige Gees sê aan hulle, homoseksualiteit is 'n gruwel voor God. En weer eens maak John Oosthuizen 'n verskriklike grove, ek wil nie sê vir 'n algemening, maar fout. Die Heilige Gees het nog aan geen NG gemeente gesê, homoseksualiteit is 'n gruwel voor God nie. Dit staan in die Bybel, nie die Heilige Gees nie. Hy moet, 'n mens verwag maar 'n bietjie meer. Die ding is, die Heilige persoon. Gees sal jou oortuig van die waarheid. Ja, En die waarheid is wat in die Bybel is. ja, maar daar staan direk daar, ja. Ja, dit is 'n storie om. Wat is sy laaste sin wat hy daar sê? En 5, albei kante maak daarop aanspraak dat hulle God se stem hoor. Die pot kan nie die ketel verwyd omdat hy swart is nie. Ja, maar Ek wil net 'n punt maak nou op hierdie, wat hy nou hierso noem vir ons oom. Hy sê godsdienst is die probleem, né? Ja. En die fundamentalisme. ja, Ek dink mense vergeet wat definisies van woorde is. ja, Ek dink hulle gebruik woorde sonder om te weet wat die woord beteken. Ja, So, as ons kyk, wat beteken die woord godsdienst? ja, Dit is iemand wat God dien, ja, reg? Ja. So, ek het 'n geloof, my geloof is ek glo in God, ja, né? So, as ek gaan na die Boeddhist toe, ja, hy het ook 'n geloof, hy glo in Boeddha. ja, As ek gaan na die ander persoon toe wat ook al hy glo, dan glo hy dit. ja, So, en dit is waar dat hy sê, dat alles wat in die wêreld aan die gang is as gevolg van wat ook al iemand glo. ja, Dis absoluut die waarheid. ja, Wat ook al in Gaza aan die gang is, daai terroriste wat daarso is, hulle doen wat hulle doen, as gevolg van wat hulle glo. ja, En so kan jy deur elke liewe ding gaan, wat nog ooit gebeur het in die hele wêreld, is as gevolg van wat ook al jy glo, dis wat jy doen. ja, Die vraag is dat, wat glo hy en wat glo ek? Want ek glo in die woord van God, en die woord van God leer my om op 'n sekere manier op te tree, om sekere dinge te doen, en so voort en so voort. So as iemand sê, dis 'n gevolg van die Bybel, of Christene, dat hierdie en hierdie slegte dinge in die wêreld gebeur, dan sê ek, jammer, want as daai persoon is en sê hy's 'n Christen, hy doen iets verkeerd, hy het gesê hy's 'n Christen. Ek kan sê ek's 'n moslim, maar dit beteken maar ek is 'n moslim nie. Verstaan? So wat ook al jy iets sê, beteken nie dat jy is so nie. Byvoorbeeld iemand kan sê ek glo in die Bybel, maar as hy aksies nie wys dat hy in die Bybel glo nie, dan beteken nie hy glo in die Bybel nie. So en is dieselfde nou, hy sê Dani Botha, sê hy's 'n fundamentalist, né? hy beskuldig hom as 'n fundamentalist. Ek kan nie sien hoe hy regtig is nie, Glad hoegenaamd nie. want 'n fundamentalist is iemand wat vas staan in die woord van God. Ja, ja. So, Valse geloof, dis nie geloof die probleem is, valse geloof wat die probleem is. ai nee, dis 'n storie. Dan hier is nou een aanval op Stefan Joubert laat bitter smaak in die mond. Johan Stander skryf, dit was met verontwaardiging, Johan Stanner.
Hy familie van jou. Jong oom, seker ver af. Maar jy weet nie van hom nie. Ek weet nie van hom nie, nee. Dit was met verontwaardiging en terselfdertyd 'n gevoel van afkeer dat ek Jean Oosthuizen se brief en rapport gelees het. Die grove veralgemenings en onwaarhede en persoonlike aanvalle behoort nie ongetoets aan lesers opgerus te word nie. Sy onakkurate tirade teen predikante en pastore, die NG Kerk en Stefan Joubert laat 'n bitter smaak in die mond. Dat hy daarop uit is om kontroversieel te wees, is duidelik. Moontlik is dit 'n poging om relevant te wees wat hom daartoe dryf. Getuig dit van onsekerheid oor sy plek in die domein waarin hy voorheen tuis was? Wat ek onmiddellik sê, ek verskil nie van hom wat betref fundamentalisme nie. Dit is ongetwyfeld gevaarlik, enige fundamentalisme, ook die wat sy ontstaan het in die vergeldingsdryf weens egte of gewaande verontregtiging deur instellings waarin voorheen trou verklaar is. Hy skryf so mooi daardie stande, maar nou maak hy daardie gruwelike fout daar. Die aanhaling van Ben de Tooy se siening, wat duidelik deur Jean ondersteun word dat godsdienst die olifant in die vertrek is, onderstreep sy antagonisme teenoor die Christen godsdienst. Dis behoort sy relaas teen daardie agtergrond gelees te word. Veroordeling van Christenskap en veral die NG Kerk. Om 'n paar voorbeelde te noem. Eerstens sy verdagmaking van predikante en pastore, sou hulle dan Sondag na Sondag verkondig dat hulle soos Botha stemme hoor en konsys daarna sou sê, so spreek die Here. Alle predikante en pastore, elke Sondag. Beteken so spreek die Here noodwendig altyd dat hulle stemme gehoor het, indien van hulle dit sou sê, kan dit nie wees dat hulle uit die Bybel kon voorlees en daarna die woorde besig nie. Tweedens, almal van hulle beroep hulle op allerlei wonderwerke of bonatuurlike ingrypings wat dan op allerlei maniere manifesteer. Almal? Alle predikante en pastore? Waar kom Jean daaraan? As daar enkelinge is wat dit sou doen, waarom elke predikant en pastoor met die kwas verf en almal verdag maak? Dis roekeloos en blaatant vals. Derdens, die insleep van Stefan Joubert en die gelykstelling van sy siening aan die van Botha met slegs 'n graadverskil. As Jean 'n probleem het met Stefan Joubert het, behoort hy dit met hom persoonlik op te neem en hom te katekiseer, rakende die regte interpretasie van die Bybel. Dis bloot agterbaks, om dit op 'n openbare platform aan die groot klok te hang. As Jean se stelling feitelik korrek was, kon die ruimte wat dit op Rapport se webblad inneem, verdedig word. Maar nou is dit verkwistend. So, ek wonder wat sy definisie is van 'n fundamentalisme. Baie belangrik, lyk my baie mense en party goeie mense ook het 'n wanbegrip. Ek wonder maar net. Ja. Nou, hierso is 'n brief. En hierdie persoon noem homself 'n fundamentalis van Hartenbos. Soos hy het nou hierso 'n regte idee. Ek sou baie graag wil weet as miskien 'n kyker is wat hierdie brief geskryf het van Hartenbos. Ek ken heel wat mense op Hartenbos. Ek sou graag wil vriende maak met hierdie fundamentalis van Hartenbos. En hierdie het in 'n rapport verskyn en die opskrif is, hy is ook geskryf na aanleiding van Jean Oosthuizen en die opskrif is, Jean, 'n aggressiewe houding doen meer skade as goed. En Jean was baie aggressief en lelik aggressief en vir sy feit, ek wil amper sê onfeitelik, net sonder die regte feite Kan aggressief. sien, hy het met emosie geskryf ook. Ja. Nie as meer as emosie, uiteindelik uit haat en nait amper Ja, maar die geskryf. punt is baie keer as mense dinge uit emosioneel doen, Ja. dan beteken nie die feite is nie altyd Ja, lekker ja, betrokke nie. ja. Dit is die punt wat ek probeer maak. Nou sê hierdie fundamentals, hy sê, wat Jean Oosthuizen oor Dani Botha te sê het, raak my nie. Maar sy tirade oor fundamentalisme is eenvoudig aanmatigend. Ja, dankie tog, laat iemand lig sien. Ek glo nie Bybel so te geskryf is. Dus aanvaar ek dat John my ook typeer as 'n fundamentalis. As ek die Bybel wil interpreteer om my te pas, beland ek dalk saam met John en sy meeloper Ben de Tooy in die doolhof van ellende. Sy gebrek aan argumente is hy maar net weer op die wa van gays en homoseksualiteit. John, vir baie NG gemeente sê die Bybel dit is sonde. Ons gewone mense op straat het nie 'n byltjie te slyp met gay mense nie. Inteendeel, van hulle is ons vriende en ons respekteer mekaar se opinies. Maar 'n aggressiewe houding
doen meer skade as goed. Toe die groep van 12 by die NG Kerk hof toe is, het hulle self aan die voet geskiet. Was dit regtig aan die gees van liefde en verdraagsaamheid? Nee, Jean, jou neerhalende en eensydige skrywes is eenvoudig sonder meriete. Ja, dankie aan fundamentalist vir daardie brief. Nou, is hier nog 'n brief deur 'n fundamentalist, deur Dr. Bernard Fikker. Sê so, fundamentalisme, meeste kerke was eers fundamentalisties. In spot gerus, maar daar nie is nie al een wat klits kwyt is nie, blyk dit dat die skrywer Jean Oosthuizen ook een is wat selfs die klit kwyt is. Dani Botha en sy trawante soos John Lake is glad nie fundamentaliste soos John na hulle verwys nie. En sulke verwysings is 'n klad op die naam van regte fundamentaliste. Selfs Johan Stander, aanval op Stefanie Baer, laat bitter smaak in die mond, konstateer 'n ernstige wanbegrip dat enige fundamentalisme is ongetwyfeld gevaarlik. Nee. Fundamentaliste het 'n baie spesifieke betekenis en korrek verstaan, is ek trots om te sê ek is ook een. So ek was toe reg, oom is toe een. Ja, absoluut. Harde kop fundamentalist. Jean skryf dat fundamentalisme gevaarlik is. Dit val 'n mens se verstand soos 'n virus aan. Dit is om vreeslike harde woorde, né? Verskriklik erg, né? Jean, ek verseker jou, my verstand is egter hoegenaamd nie aangeval nie. Die term kom vanaf die boek getiteld The Fundamentalists, A Testimony to the Truth. A testimony to the truth. Wat later afgekort is tot slegs The Fundamentals. Dit bestaan uit 90 artikels wat tussen 1910 en 1915 geskryf is deur verskeie Britse en Amerikaanse teoloë, veral gereformeerdes. Die doel daarvan was om 'n reeks Bybelgefundeerde leerstellings daar te stel wat met sendingwerk gebruik kon word sodat almal kon weet waaroor die fundamentele beginsels van die Christelike evangelie gaan. Alhoewel daar nie met elke punt saamgestem is, het feitelik alle protestante kerke met meer as 90% van hierdie fundamentals saamgestem. Dit is veral as teenvoeter bedoel teen die groeiende liberalisme, relativisme, metaforisering en Duitse hoogere kritiek van die Bybel wat nou veral die NG Kerk verower het. Die inhoudelike het gegaan oor die fundamentele Bybelse leerstellings, soos dat God die aarde in 6 letterlike dae geskep het en dat dit nie deur niks van selfs ontstaan het oor biljoene jare nie. Dat die Bybel gesaghebbend is en nie net utopies se persoonlike idees verteenwoordig het nie. Dat die Godheid bestaan het uit Vader, Seun en Heilige Gees. Dat daar 'n letterlike duiwel is, wat nie 'n versinsel van die verstand is, en ook nie opsioneel is om te glo soos die NG Kerk nou beweer nie. Dat die 10 gebooie steeds geldig is, en vir die beswil van die mensdom daar gestel is. Daar iets is soos sonde, en reg en verkeerd is. Dat die sondeval 'n werklikheid is, en dat daar 'n tweede koms en oordeelsdag is, wat voorlê. Dat bekering noodsaaklik is, en dat ons verlosser nodig het, ensovoorts. Destyds het die NG Kerk die fundamentalisme volledig ondersteun, as 'n testimony to the truth, 'n gepreek teen die Romeinse gevaar. Deesdae preek die kweekskole teen die fundamentaliste gevaar en word Rome al hoe meer omarm. Dit is 'n goeie punt, né? Dis baie waar. Die fundamentalisme kry die groot skuld vir alles in die fundamental. Jy's was ook 'n fundamentalist. Jy glo mos ook aan al daardie Bybel. Dit wil nou vir my so voorkom hoe meer ek nou uitvind wat is een. Ja, jy het nie geweet jy's nie, maar ek is nou een. Jy's 'n baie stewige een as ek so al jou praatjies luister. Dit sê die skrywer van Dr. Kobus Visser bevestig weer eens hoe dat liberalisme die NG Kerk oorgeneem het. Dit word herbevestig dat die skrywe van Prof. Fanie Snyman in Nee, ek is nie Charlie Kirk nie. Die valse wegraping versinsel wat Dani Botha verkondig is onbybels en totaal teenstrydig met fundamentalistiese leer wat die wederkoms propageer. Sy optrede om mense oor die foon te doop is nog meer onsinnig en bots direk met fundamentalistiese sieninge. Asseblief Jean, dit is vir my absoluut onverstaanbaar hoe dit jy vir Dani Botha sy onsinnige leringe oor dieselfde kam skeer as ons ware fundamentaliste. Gaan lees asseblief die boek The Fundamentals en vergewis jou van die werklikheid voordat jy weer die fundamentaliste uitkryt. Of het jy nou ook oorbeweeg na posttheïsme waar jy alles wat Christelik verwant is aanval. Dit is my baie interessant, né? Dat baie van hierdie mense wat ateïste is, wat nou nie meer glo in God nie.
Dis al waar hulle skryf aan. Het hulle nie beter iets om te doen met hulle lewe nie, want hulle glo mos nou nie meer in God nie, hulle gaan nie kerk toe nie, wat ook al hulle punt is. Het hulle niks beter om te doen met hulle lewe, en dis asof hulle so gefokus is. Hulle moet self regverdig. Lyk my so. Ja, as regverdig. Miskien is dit hulle gewete wat hulle pla. Dit kan ook wees, dit kan ook wees. 'n Mens moet nooit afskryf nie, is baie moeilik, maar Definitief nooit afskryf nie. Definitief nie. Sure. Ai. Jong, ons het mos in die begin gesê, hierdie gesprek vandag lei na die CRL toe, en dit is nou die Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, die CRL Rights Commission, en hulle wil nou al hierdie valse profete en dwaalleraars en dopers vasvat daar. Nou wonder ek of mense soos Dani Botha ook in 'n versuur is, en jy sal geskok wees wat alles uitkom daar. So dit kan wees as hulle dinge het, kan hulle hom aanvat daar oor sy valse profesie. Mens weet nou nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Hierdie is nou 'n groot onderwerpie. Government to control churches, vraagteken. Faith leaders hit back and demand the removal of the CRL rights chairperson. Ek stem saam. Hulle hoef nie te bestaan nie. Daar's geen rede dat hulle moet bestaan nie. Nou ja. Dan is jy aan die een kant. Ek is definitief van daai kant. Die een kant. Nie almal is in jou kant of jou kamp nie. Ons gaan nou, na hierdie gaan ons sien wat se kant oom is. Nou ja, okay. Ek is 'n fundamentalist, onthou dit, en ek staan op my saak. The South African Union Council of Independent Churches, SAUCIC, has vowed to confront what it calls unilateral actions by the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, CRL Rights Commission. Wow, lang woorde, né? The establishment of a new consultative body to oversee churches and faith institutions. Nou, 'n nuwe liggaam om alles te oversee, te kyk, né? In South Africa has reignited a national debate about the state's role in religion, with critics warning that the initiative could pave the way for government control over matters of faith. Last week, the CRL Rights Commission introduced a Section 22 committee. This is now a new committee, described as a peer review mechanism aimed at promoting accountability and curbing abuse within religious organizations. Dit klink alles so mooi, maar daar is 'n gevaarlike stertjie in. The Commission said that the committee would consult widely, operate independently and help restore order in the sector. Dis 'n restore order in die godsdienstige sektor, né? Reacting to the development, CAUCIC President Cardinal Archbishop Modiri Patrick Seole said the church will not allow the CRL Commission to undermine freedom of worship and association enshrined in the Constitution. Seole argued, the onslaught against the Christian faith under the guise of protecting the vulnerable within faith communities is nothing but a well-orchestrated and misguided campaign to diminish the foundational values enshrined in the Constitution and ultimately criminalize Christianity, supported by over 85% of our populace. Hanna said that his organization presents affiliated federations of charismatic and evangelical outreach mission ministries, as well as Pentecostal churches. Seole added that a partnership between the government and the church, which is key to addressing social ills, promoting unity and social cohesion, is threatened by the overzealous chairperson of the CRL Rights Commission, Toko Makozinzi Zalufa, who he claims is acting contrary to the mandate of the Chapter 9 institution. Ja. Dan gaan hy aan en sê, he added, her assertion that Christian leaders that claim to talk to God through prayer should be confined to mental institutions is clear proof
that she does not understand how faith is exercised by believers across all faiths. Ja, nou hierso is die punt. Party van hierdie godsdienstige leiers en valse profete, wat sê hulle praat met God, ons het nou gesê, hulle praat nie met God nie, hulle is valse boodskappers. Sy sê, they must be confined to mental institutions. Sterk gestel. Die ding is so, glo ons in vryheid van spraak of nie? Dis die vraag. Verglo ons Dit is of jy glo daarin, of jy glo nie daarin nie, want as jy sê, byvoorbeeld, enige Piet Pompies kan opstaan en enige iets sê, hy kan sê, hy het nou 'n droom gehad en wat ook al dit mag wees, as dit nou so is of nie, as dit waar is of vals is, wat ook al dit mag wees, as jy glo in vryheid van spraak, dan kan jy hom toelaat dat hy kan praat. Maar as jy nie glo in vryheid van spraak nie, dan kan jy sê, okay, nee, ons glo nie in vryheid van spraak nie, kom ons stop hulle almal. En kan jy hom toelaat en glo dat hy kan maar lieg en bedrieg? Dit gaan jou lieg en bedrieg nie. Sodra dit kom, wanneer jy kom byvoorbeeld, iemand gaan seer gemaak word deur hierdie storie, verstaan? In die sin van, wanneer daar is 'n bedrog wat gaan plaasgevind word, of enigiets wat die wet al reeds, wil die Engelse woord dit cover, né? So as die wet sê, ek mag nie iemand se goed gaan steel nie, ek mag nie bedrog pleeg nie, die wet sê dat ek mag nie hierdie en daai doen nie, wat ook al mag wees, sodra ek enigiets doen, of my woorde dan die oorgaan na 'n kriminele storie toe, of iets wat teen die wet is, dat is baie eenvoudig. Die polisie is daarvoor. Die sê alles nie nodig daarvoor nie. Die polisie kan dit verder vat. Daar's baie mense wat jou ondersteun, maar nie almal nie. Nie hierdie komitee nie, né? Dan eindige af, hulle sê so, this is a call to question her fitness to hold office as it perpetuates the mistrust and confrontational attitude that prevailed before she was reappointed to serve another term. As it stands, the CRL Rights Commission is less concerned about the deaths of initiates experienced at initiation schools and the protection of cultures and languages than it is about controlling the church. Nou hier het hy 'n punt beet, daar's elke jaar baie, honderde van hierdie jong mans wat daar gaan vir hierdie initiasie aan die berg in wat dood terugkom, né? En daar word niks daarna gekyk nie. Dan sê hulle, surely said this organization will join the march to the union buildings in Pretoria, demanding Makonyane Zaluwa's immediate removal. En daar is sy prent in sy volle gewaad. Ons het mos laas keer gepraat. Nou as jy kyk na sy naam, hier is die president Cardinal Archbishop Modiri. Nou jy is of 'n cardinal of 'n archbishop, hy sommer 'n cardinal en 'n archbishop tesame en ook 'n president tesame daar. En hy's aangetrek daarvoor, kyk al sy Johannes de Villiers sal 'n oorval kry as hy sien hoe hy aangetrek het, ons mos laas. Ek het altyd gedink, daar moet dan baie swaar wees om, né? Jy moet dan gewigtig wees wat daar hang aan jou. Ek kon nou my oupa het so groot Duitse army jas gehad. Ja. En ek het hom geërf. Waar is hy nou? Hy staan in die huis. Ai. En as jy daai ding aantrek, dan voel dit asof die wêreld se gewig op jou is. Ai, ja. Nou, ek het altyd dink dat hierdie goed wat hulle aantrek moet dan baie swaar wees. Ja, maar dit is vir die show, né? Dis die gesag, dat jy gesag. Kyk, al sy stolas en al sy gewaad, nou ja. Ai. Ek sal graag Johannes de Villiers opinie van ons mos laas keer gelees hoe hy praat teen die stolas. En kyk sy hoe daar die viskop, né, presies katholiek. Nou ja, in elk geval. Wat is hier so een, die sê al appoint Section 22 Committee to Regulate the Church. En hierdie kom uit Joy News uit. Het sê so, written by Dr. Paul Coupe. The CRL Rights Commission, also known as the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, is a Chapter 9 institution which was established for the purposes of supporting and strengthening constitutional democracy. Klinkt goed. Ja, klink aan beginsel mooi. It is supposed to promote and protect the rights of cultural, religious and linguistic communities in South Africa by investigating complaints and fostering peaceful coexistence. Whether it is fulfilling the mandate for which it was established is highly questionable. I question this
in an article I penned in 2019. The chairperson of the CRL Rights Commission is Mrs. Thoko Mokwanzanzi Kulufa, who was first appointed in April 2014. And when her term ran out in 2019, she was reappointed in December 2024 for another 5-year period. One of the first things she did upon reappointment was to reiterate a previously failed call for the regulation of religion by the state. To facilitate the regulation, she proposed the establishment of state-appointed peer review committees, which would assess individuals who sought to become religious leaders or start churches. Mrs. Mokwanzanzi pursued a call for state regulation in spite of its having previously been rejected by the COGTA, Parliamentary Portfolio Committee. The rejection came as a result of the overwhelming opposition to state regulation by the majority of South Africa's faith communities. COGTA took the opposition by the faith communities into consideration and instead recommended that the faith sector develop its own self-regulatory mechanisms. Chapter 2, Section 31 of the South African Bill of Rights protects the rights of cultural, religious, and linguistic communities to enjoy their culture, practices, their religion. Dis die hele punt, nee, soos in ek wonder wat se geloof is sy. Want is sy net erg op die Christelike kerke, want daar's baie Christelike kerke wat vals is. Daar's baie van hierdie, ek het letterlik te doen gehad nou, bietjie meer as 'n jaar terug met 'n sogenaamde profeet hier in Parow. Hy het sy eie kerk daar begin en hy maak verskriklik baie geld. En hy wil iets geprofeteer het oor my lewe. Toe sê ek van broer, los my uit. Ek sê toe vir hom, want hy is besig, hy sê sy profeet, toe sê ek maar profeteer dan as jy profeet is. Toe profeteer hy nou daarso, toe sê ek vir hom, dit is nie volgens die Bybel nie. En toe sê ek vir hom 'n teks ver. Ja, toe word hy vies vir my, maar die punt is ons baie van hulle, sogenaamde Christene, sogenaamde mense wat die sogenaamde, maar my vraag is sy net so erg op die mense in haar geloof? Nou, dit is wat in hierdie ander brugte uitkom daar. Wat is haar geloof eintlik? Is sy 'n Christen of nie? Want dit klink nie eintlik asof sy 'n Christen is nie. Dus 'n baie klink amper asof sy 'n agenda het. Ja. Sy het 'n agenda, baie definitief. The CRL vision refers to the value of mutual respect, and yet time and time again, Mrs. Luluva has disrespected the Christian community by referring to them in a derogatory manner. Recently, she heard to have made a statement. Let's educate our people that no one talks to God. Let's just put it as bluntly as that. If someone tells you that God was talking to them, tell them to go to the psychiatric ward. This is at the best a very disturbing and derogatory statement, which demonstrates the bias that she has against the Christian community. Nou die hele punt wat ek hier probeer maak, is, en wat ek net nou gesê het, is of ons glo in hierdie vryheid in die land, of ons glo nie. Daar's nie 'n middeweg. Partykeer gaan ons aan mense, as hulle iets sê, gaan ons nie happy wees daarmee nie, en dan gaan ons hulle iets doen met hulle, en ander kere nie. Want die ding is, sodra jy dit begin die vryheid reguleer in daardie opsig, dan word dit geweldig gevaarlik. Want sy kan sê, nee, maar Regard het gesê, dat die Heilige Gees het hom beïndruk om dit en dit en dit te doen. So, hy moet gevat gaan word, hulle moet hom gaan arresteer, groen nakkies toe met hom. Verstaan? So, dit kan baie gevaarlik word. Nou is die vraag, wat gaan gebeur met mense soos daar in die boot daar? Jy verstaan, jy gaan nie sulke dinge sê nie, soos dis 'n klomp vrae wat nee, ek weet, maar die punt is, hy het nou mense mislei. Ja. Nee, hy het nie die waarheid gepraat nie. En almal verstaan het dit iemand se dood veroorsaak? Het dit iemand seer gemaak fisies? Verstaan, soos in, het hy bedrog, het hy mense se geld gesteel daardeur? Verstaan, soos in, want ons het geklaar wetgewing vir dit. Verstaan, so, almal het hulle eie vryheid om te glo wat hulle wil. As oom vir my iets sê, dat ek kies soos ek dan geloof nie, so... En kykers, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons praat weer saam oor 'n week.